Om gesond te bly, begin met die regte inligting. Welkom by Gesondheidsnuus met Dr. Ilana Joubert, jou gids tot beter gesondheid. Hier deel ons praktiese raad, die jongste mediese insigte en eenvoudige wenke om jou en jou familie se gesondheid te ondersteun. Van alledaagse gesondheidskwessies tot belangrike mediese deurbrake. Ons help jou om ingeligte besluite oor jou welstand te neem. Gesondheidsnuus met Dr. Ilana Joubert, jou gids tot beter gesondheid. Goeiedag, ek is Dr. Ilana Joubert van Kyk in Kaapstad. Dankie dat jy weer eens ingeskakel het by ons weeklikse gesondheidsprogram. Vandag gesels ons oor lewervervetting, ook bekend as non-alcoholic fatty liver disease, die stil-epidemie. Die nuwe naam is Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease. Die verandering kom van 'n internasionale konsensus in 2023 om 'n beter refleksie te gee van die onderliggende bydraende faktore wat insluit tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en obesiteit. Die meeste mense dink dat lewersiekte het net met alkohol te doen, maar die waarheid is, die grootste oorsaak vandag is nie alkohol nie. Dit is wel wat ons noem nie-alkoholiese vervetting van die lewer. Dit beteken eenvoudig dat daar vet in die lewer opbou, al drink jy min of geen alkohol nie. Die geskatte voorkoms van hierdie kondisie in Suid-Afrika is ongeveer 13%. Dit is waarskynlik heeltemal onderskat as gevolg van onderdiagnose en beperkte sifting. Vir die Suid-Afrikaanse populasie is hierdie persentasie waarskynlik heelwat hoër as gevolg van ons hoër voorkoms van obesiteit en tipe 2 diabetes en ook ons sedentêre leefstyl. Nou, hoekom gebeur dit? Dit kom meestal neer op wat in die res van jou liggaam aangaan, veral insulienweerstandigheid. Met ander woorde, jou liggaam sukkel om suiker en energie reg te hanteer en te metaboliseer. Die oortollige energie word dan as vet gestoor en 'n groot deel hiervan beland ongelukkig in die lewer. Dit is baie nou gekoppel aan kondisies soos oorgewig, veral viscerale vet om die middel en ander organe, tipe 2 diabetes, hoë cholesterol en selfs hoë bloeddruk. Met ander woorde, dit maak deel uit van die groter prentjie van metaboliese sindroom. Wat dit gevaarlik maak, is dat vervette lewer dikwels geen simptome het nie. Jy voel nie siek nie, jy het geen pyn nie en jy funksioneer normaal. Maar intussen bou die vet stadig op in jou lewer. In sommige mense, in meeste mense, bly dit gelukkig relatief stabiel. Maar in ander mense kan dit lei tot ontsteking van die lewer en dan praat ons van nie-alkoholiese steatohepatitis. En van daar af kan dit vorder na fibrose, na cirrose en selfs lewerkanker. Die meeste pasiënte met hierdie kondisie sal nie verder vorder nie, maar die 20 tot 30% wat wel fibrose ontwikkel, hulle is die pasiënte waaroor ons bekommerd is, want dit is die fibrose wat die cirrose, die kanker en uiteindelik die mortaliteitssyfer bepaal. Soos ek genoem het, hoë risikopasiënte sluit in tipe 2 diabetes, vetsugtige pasiënte, pasiënte ouer as 50 jaar en pasiënte met hipertensie en dyslipidemie. Hepatosellulêre karsinoom of lewerkanker, as ons by die cirrose stadium kom, het jy 'n 1 tot 3% per jaar kans om lewerkanker te kry. Hierdie is nie die belangrike deel waarop ons vandag fokus nie. Die belangrike deel is, vervetting lewer gaan nie net oor vet in die lewer nie. Dit is eintlik 'n merke van 'n verhoogde risiko vir hartsiekte, beroertes en verdere metaboliese komplikasies. Met ander woorde, dit is 'n rooi vlag van jou hele gesondheid. So hoe weet jy het dit? Baie keer word dit toevallig opgetel op 'n lewersonar of soms deur verhoogde lewerensieme. Baie belangrik om te weet dat jou lewertoetse heeltemal normaal kan vertoon op bloed en jy steeds vervetting van die lewer kan hê. Wat kan ons hieraan doen? Die goeie nuus is, in baie gevalle is dit omkeerbaar en die heel belangrikste lê nie in medikasie nie, maar in 'n verandering van jou leefstyl. Die belangrikste stappe is gewigsverlies. Selfs soveel as 5 tot 10% van gewigsverlies massa kan 'n verskil maak in hierdie kondisie. Verder,
verminder die inname van suiker en verfynde koolhidrate, gereelde oefening, goeie slaap en ons sien baie belovende studies in die nuwe GLP-1 molekules, die Mounjaros en die Wegovys in die behandeling van vervettende lewers. Dit gaan nie net oor minder eet nie, dit gaan oor beter metaboliese gesondheid. En vir pasiënte met diabetes of insulienweerstandigheid moet ons hierdie kondisies onderliggend goed bestuur. My boodskap vir vandag is eenvoudig. 'n Vervette lewer is nie net 'n lewerprobleem nie. Dit is 'n metaboliese waarskuwingteken. En as ons dit vroeg genoeg raak sien en ernstig opneem, kan ons nie net die lewer beskerm nie, maar ook ander organe soos die hart en die brein en die toekoms van die pasiënt. Baie dankie dat jy weer eens ingeskakel het by ons program vandag. Dit was Gesondheidsnuus met Dr. Ilana Joubert, jou gids tot beter gesondheid. Meet Rapid Dawn outsourcing specialists. With over 20 years of industry experience, they're perfectly positioned to guide you through the fourth industrial revolution. From employee contracts and BEE certificates to company registrations and tax directives, Rapid Dawn handles all your tax-related services with precision and care. They also offer life and short-term insurance solutions, as well as expert IT contractor placements, remuneration and tax structuring. Contact Rapid Dawn today at valerie@rapid-dawn.co.za or visit rapid-dawn.co.za. Let's work together.